Ek wil vanoggend begin het met die stelling, mense se lewens is te mekaar. Ek kyk om my rond en ek sien mense se lewens is te mekaar. Maar weet jy wat die eerlike waarheid is, tot baie onlangs was dit my lewe wat te mekaar was. En ek het so onlangs soos gister net weer besef en is herinner aan wat 'n geweldige werk en proses ek self maar is. So, as jy vanoggend gedink het dat 'n ou wat op 'n verhoog staan met 'n mikrofoon in sy hand en veral as sy vrou en sy dogters hom nou nog so mooi aangetrek het soos ek vanoggend is 'n uitgesorteerde man, dan wil ek vir sê nie die ou nie. En die ergste van alles is, ek was nog altyd 'n groot voorstander en 'n groot verklaarder dat om 'n volgeling van Jesus te wees, maak nie net jou lewe beter, dit maak jou ook beter met die lewe. Maar dit is net glad nie wat ek ervaar het nie, in my eie lewe nie, en dis ook glad nie wat ek sien in ander Christene se lewens nie. En wat myself betref, dink ek, die enkel grootste probleem was gewees dat my fokus verkeerd was. En my fokus was verkeerd, en ek kan miskien vir dit so verduidelik, in die begin van die jaar, die oujaarsdag, toe ek en Liesel sit en ons gesels, en sy sê vir my, liefie, wat is jou grootste begeerte vir die nuwe jaar? Het ek vinnig geskiet, sonder om eers te dink of al gesê, ek smag na balans, as ek net kan balans kry in my lewe. Maar weet jy, by soeke na balans sien ek orals. Mense het so 'n smagting na balans, dat jy selfs lewensafrigters of sogenaamde life coaches kry, wat mense help om balans te vind. Maar die vraag is, hoe lyk 'n gebalanseerde lewe, as jy dalk daarin kon slaag om het reg te kry? Ek dink in my kop het 'n gebalanseerde lewe min of meer gelyk, soos daai skyfie wat ek vir julle wil wys, soos 'n pie-diagram. En jou lewe bestaan so uit 7 of 8 verskillende afdelings, mense is in verskil, en een van die afdelings is so half gereserveer vir jou geestelike deel van jou lewe, en dan is daar nou jou werk, en jou finansies, en wat ook al. Maar jy sien, die probleem daarmee, om so na jou lewe te kyk, is dat jy nie noodwendig aan jou werk, en aan jou finansies, en aan van die ander goed dink, as geestelike aktiwiteite nie. En in die proses verloor ons die bewustheid daarvan dat God eintlik intens belangstel in elke faset van jou lewe en in elke oomblik en in elke aktiwiteit wat jou lewe vul. Die ander probleem met balans is dat dit baie relatief is. Want nes jy dink jy daai pie-diagram so min of meer in balans en dat al die kompartemente min of meer ewe groot is, dan gaan jy met vakansie. En as jy nou met vakansie gaan, dan lyk jou pie-diagram min of meer soos die volgende een. As jy vakansie hou soos ons, dan het jy 'n bietjie van 'n begroting, so daar's so effens van 'n finansiële komponent. Jy hou miskien lekker stilte tyd, so daar's bietjie geestelik, en jy oefen dalk so bietjie, so daar's bietjie fisies, en vir die res is dit ontspanning. En dan as jy terugkom van vakansie af, dan is die hele ding weer de mekaar, en dan sukkel jy weer om te balanseer. Maar die grootste probleem met balans as fokus en as doelwit van jou lewe, is dat dit eintlik 'n vlak doelwit is. Weet jy, ons is geskape vir soveel meer as onsself. En balans as lewensdoelwit gaan net nooit vir ons die vervulling bring waarna ons so geweldig smag en dink ons gaan kry die oomblik as ons lewe net gebalanseer kry nie. Kan nie dink, ek het al baie gedink, hoe moes 'n gesprek tussen Paulus en 'n moderne lewensafrigter min of meer geloop het. Kan nie dink, die lewensafrigter kom by Paulus en sê van Paulus, luister, het gaan baie goed met jou geestelike aktiwiteit, maar jy het as ons kyk na jou pie-diagram, dan het jy jou tentmakery besigheid so bietjie afgeskeep. En dit het veroorsaak dat jou finansiële portefeulje nou dramaties gekrimp het. So Paulus, bring asseblief vir my daai tydstaat wat ek laas by jou gelos het, dat ons net kyk waar moet ons die verstellings maak. Ek dink Paulus se reaksie sou min of meer gewees het wat hy daar in 2 Korintiërs gesê het, toe hy gesê het, weet jy wat,
die laaste tyd het my lewe baie keer in 'n draadjie gehang. 5 maal is ek die maksimum van 39 houe deur die Jode gegeesel. 3 maal is ek met stokke geslaan. 1 maal is ek met klippe gegooi en vir dood gelos. 3 maal het die skip waarop ek was gesink. Ek het eendag 'n hele dag en 'n nag in die see rondgedryf. En behalwe vir dit was my lewe die laaste ruk dikwels in gevaar. Ek het gevaar in die woestyn gehad, ek het gevaar in die stede gehad. Ek het gelowiges gehad wat my teleurgestel het. Ek het rowers gehad wat my wou aanrand. En afgesien van dit het ek harder gewerk as enige iemand anders. Ek het dikwels deur die dag en 'n nag gewerk. En buiten dit het ek selde genoeg kos gehad. Kos en genoeg om te drink was dikwels 'n probleem. Ek het baie keer nie klere gehad om myself warm aan te trek nie. En afgesien van dit, is daar 'n klomp krisisse wat ek elke dag moet oplos. Die gelowiges wat tou opgooi, is vir my persoonlike pyn. En elke keer as 'n gelowige sonde, dan voel dit of ek self deur die vuur stap. Ek dink daai lewensafrigter se mond sou oopgehang het. En hy sou nie geweet het wat om te antwoord nie, want Paulus se lewe het net oor soveel meer as balans gegaan. En jy moet vir my vanoggend mooi hoor, op geen manier en op geen stadium sê ek dat ons moet ongebalanseerd lewe nie. Ek het al te veel keer gesien hoe manne wat in die bediening is, eenvoudig leef met die uitgangspunt van, Here, ek sal na jou lammers kyk as jy na my lammers kyk. En dan die mense wat die naaste aan hulle is en teen wie oor hulle die mees basiese verbintenis gemaak het, net totaal afskeep. En daar's baie vrouens en daar's baie kinders wat 'n baie duur prys daarvoor betaal. So moet asseblief nie hoor vanoggend dat ek op enige stadium sê ons moet ongebalanseerde lewens leef. Ek self was op 'n plek waar ek wil die wêreld verander en ek wil die wêreld 'n beter plek maak. Tot die Here eendag vir my gesê het, Stefan, as jy die wêreld wil verander, gaan huis toe en gaan wees lief vir jou vrou en jou kinders. Wees daar vir hulle. Ek sal dit nooit vergeet nie. If you want to change the world, go home and love your family. En so asseblief, ek beer glad nie in ongebalanseerde lewe nie, maar al wat ek wil sê is, daar's iets meer waarna ons kan streef, en daar's iets groter wat ons doelwit moet wees. En ek gaan daarby uitkom, maar wat ek vir julle wil sê is, as ons fokus reg is, en as ons lewensdoelwit reg is, en as jou hele siel, jou wil en jou verstand en jou emosies daarop gefokus is, gaan jy agterkom dat jou lewe gaan begin verander. Dan gaan 'n klomp goed in jou lewe verander. En die eerste ding wat gaan verander, is jy gaan begin om vanuit 'n goed geordende hart te leef. En jy sien, die probleem is, wanneer ons na balans streef as ons lewensdoelwit, dan sê ons by implikasie, die probleem is ekstern. Die probleem kom van buite myself. Ek het dalk 'n hektiek skedule by die werk, of dis maar net die seisoen van my lewe waarin ek is. Maar baie keer is ons lewe in 'n gemors, omdat die probleem eintlik van binne af kom, en omdat ons harte nie georden is nie. En dit is waarom waarom Salomo gesê het in Spreuke, bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Want wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. En as ons fokus reg is, gaan ons agterkom dat ons harte georden raak. En jy mag dalk daar sit en sê, maar Stefan, wat beteken dit om te sê, ek leef vanuit 'n geordende hart? Ek dink Augustine het dit baie mooi opgesom. Hy het gesê, om vanuit 'n geordende hart te lewe, beteken, jy is lief vir die regte goed, met die regte tipe liefde, op die regte manier, en met die regte hoeveelheid liefde. Jy is lief vir die regte goed, op die regte manier, met die regte tipe liefde, en met die regte hoeveelheid liefde. En jy sien die probleem in die sondeval is, dit het ons liefde en ons passie so bietjie kom versteur. En om vir jou voorbeeld te noem, net vinnig 2 voorbeelde, skoonheid is iets wat van God afkom en wat ons moet waardeer. Maar as ons begin om skoonheid te verafgod, deur dit wat die wêreld as gewoon beskou, maar wat ook deur God gemaak is, te verag, dan dink ek is ons liefde en ons passies versteur. Geld. As jy bereid is om enigiets te doen vir geld, is dit nie geld se skuld nie. Maar ons leef in 'n wêreld waar net te veel mense het liefgeraak vir geld met 'n totaal verkeerde tipe liefde en met heeltemal te veel. En as ons harte wil orden,
dan sal ons leef vanuit 'n posisie waar ons vir die regte goed lief is, met die regte tipe liefde, op die regte maniere, met die regte hoeveelheid. En u mag nou dalk daar sit en vra, maar Stefan, hoe orden ek my hart? En ek wil begin deur vir te sê, jy het 'n plan nodig. Ons het 'n plan nodig. William Paul Sell het vir my so, en ons gaan net weer by hom kom, maar hy het so 'n mooi ding vir my gesê. Hy sê, it is unlikely that we will deepen our relationship with God in a casual and haphazard manner. There will be a need for some intentional commitment and some reorganization in our own lives. Ek sien elke dag hoe kliënte se besighede stagneer, selfs in die moeilikheid beland, omdat daar net nie 'n plan is nie. En dinge gebeur nie, want daar's nie 'n plan nie. As jy vir so 'n persoon vra, waar wil jy jou besigheid oor 5 jaar hê? Dan kan hulle jou nie antwoord nie. As hulle jou miskien kan antwoord, en jy vra die volgende vraag, maar hoe gaan jy daar kom? Wie is verantwoordelik daarvoor? Wie moet, daar is geen super rugby span sal 'n seisoen ingaan sonder 'n plan van hoe hulle wil speel en alles daarom bou nie. En weet jy, 'n plan en 'n strategie vir ons geestelike lewens is niks minder belangrik nie. Ek wil dit miskien vir julle verduidelik aan die hand van, ek weet jy kan nie geestelike groei regtig beheer en bestuur nie, maar jy het tog iets nodig om dit te ondersteun. Ons bly in 'n wynwêreld. Die wynboere sal hier vir jou sê, as jy 'n jong wingerd plant, dan sal pale en draad waarmee jy sy groei ondersteun en waarmee jy sy groei lei. En net so het ons geestelike lewens 'n plan nodig. Ons het 'n strategie nodig om hierdie nuwe fokus van ons, dit waarheen ons wil gaan, te ondersteun en te groei. En vir Jesus se plan, of vir Jesus se disippels, was die plan baie eenvoudig. Hulle het elke dag saam met Jesus gestap en gekyk wat hy doen en dit nagevolg. Vir ons is die plan so 'n bietjie van 'n groter uitdaging. En u mag dalk vra, maar hoe lyk so 'n plan? En ek gaan nou iets sê wat baie van julle se tone gaan dit omkrul en nie van lekker kry nie. Maar as deel van ons plan het ons reëls nodig. En ek weet baie van julle, as ons praat van reëls, se hart sink en dink, nee. Ek geniet juist die vryheid wat ek nou in Jesus het. Maar ek wil vir julle sê, as ek oor reëls gaan praat, dan praat ek nie van reëls wat teenoor of in spanning met genade staan nie. Baie van ons wat uit 'n wettiese godsdienstige agtergrond kom, voel dadelik as daar oor reëls en dissiplines gepraat word, dat net nie dit nie. Ek wil net nie terugval in daai binding nie. Maar die reëls waarvan ek praat, is iets wat juis vir jou 'n platform gee om die lewe wat God vir jou in genade beskikbaar gemaak het in besit te neem. So as ek praat van reëls, dan praat ek nie van iets wat teenoor genade of in spanning met genade staan nie. Ek praat van iets wat juis vir jou gaan help om dit in besit te neem, wat deur genade vir jou beskik is. En miskien moet ons net hoe ons reëls sien bietjie anders verstaan. Die Latynse woord vir reëls is regula. En regula beteken baie eenvoudig iets wat ek gereeld doen. Dis wat regula of wat reëls beteken. Nou ek het net al gesê van William Paul Sell, hy gee vir ons 'n baie belangrike leidraad hoe ons reëls moet lyk. En kom ons gaan verder met wat hy gesê het. Ons het gelees, hy het gesê, it is unlikely that we will deepen our relationship with God in a casual and haphazard manner. There will be a need for some intentional commitment and some reorganization in our lives. En kyk wat sê hy nou. But there is nothing that will enrich our lives more than a deeper and clearer perception of God's presence in our routine of daily living. But there is nothing that will enrich our lives more than a deeper and clearer perception of God's presence in our routine of daily living. So, as ek praat oor reëls, dan bedoel ek dat daar moet 'n bepaalde ritme van jou lewe wees. En daar moet 'n bepaalde ritme in jou lewe wees, wat jou gaan toelaat en jou gaan rig en gaan stuur om te groei in 'n intiemer koneksie met die Here, terwyl jy met jou daaglikse basiese roetine besig is.
Dis wat ek met reëls bedoel. En jy gaan jou eie reëls moet gaan formuleer rondom vrae soos, hoe en wanneer bid ek? Hoe werk ek op 'n manier dat dit my nader bring aan die Here? Hoe spandeer ek my geld op 'n manier wat my nader bring aan die Here? Hoe skakel ek in by die gemeenskap van gelowiges? By die selgroepe, by die uitreike van die kerk? Hoe doen ek my daaglikse take dat ek bewus is van die Here se teenwoordigheid? En weet jy, dit klink snaaks en wat ek vir julle gaan sê gaan dalk simpel klink. Ek het eenvoudig begin deur my selfoon se timer in ure en 'n half slots te stel en laat hy elke uur en 'n half afgaan om my te herinner dat die Here by my is. Want ek het wonderlike stilte tye in die oggende en baie keer dink ek miskien vanaand weer aan hom, maar waarskynlik eers weer môreoggend as ek stilte tyd hou. En ek moes 'n alarm stel om my te herinner. En dis die tipe reëls of regula waarvan ek praat. En jy moet jou eie reëls gaan uitlê en gaan vorm. En hou dit eenvoudig. Hou dit eenvoudig. Maar daar's een reël wat ons almal kan volg. En Paulus gee dit vir ons as hy met die gemeente van Kolossense praat. En ek gaan uit die Amplified uit lees, want daar het so bietjie verlore gegaan in die vertaling na Afrikaans toe. Kolossense 3 vers 17, net een versie, sê Paulus, whatever you do, no matter what it is, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus and in dependence on Him, giving thanks to God the Father through Him. Weet jy, wat beteken dit om iets te doen in die naam van Jesus? Baie eenvoudig. In die Bybelse tyd was jou naam 'n refleksie van jou karakter gewees. So as jy iets doen in die naam van Jesus, dan doen jy dit ooreenkomstig sy karakter. Hoe hy dit sou gedoen het, as hy in jou posisie was. Nou toe ek nou die dag met ons gesin daaroor praat, toe sê die oudste seun, of seun se eerste reaksie, o, papa, dis daai what would Jesus do ding. Dis iets heeltemal anders as what would Jesus do. Ek vertel toe vir Tiaan, what would Jesus do, sê vir jou, wat sou Jesus gedoen het? Paulus sê, ons moet nog 'n stapie verder gaan, en dit doen soos wat Jesus het sou gedoen het. En ek vertel toe vir hom, ek was 'n groot voorstander of aanhanger van die what would Jesus do veldtog, maar baie dikwels in 'n situasie as dit wat Jesus sou gedoen het, nou nie heeltemal is wat ek sou gedoen het, dan het ek dit maar teensinnig gedoen, en nie met die regte ingesteldheid nie. Paulus sê, nie net om te doen wat Jesus sou gedoen het nie, maar om te doen soos Jesus het sou gedoen het. En wat vir my opvallend is die omvattendheid waarmee Paulus praat. As hy sê, whatever you do, en dan net in geval daar onsekerheid is, dan gaan hy aan en sê, whatever you do in word or deed. Dit sluit redelik alles in, maar net vir 'n ou soos ek wat nou nog altyd 'n skuiwergat ook soek, whatever you do in word or deed, do everything. Ons lees baie keer baie vinnig oor dit. Maar die feit dat Paulus dit so herhaal, sê vir ons moet so bietjie stil staan hierso. En ons moet bietjie dink aan ons daaglikse aktiwiteite. En dink, wat beteken dit om dit te doen in die naam van Jesus? Wat beteken dit om in die oggende op te staan in die naam van Jesus? En dan neem ek nou in gedagte dat daar 'n paar mense is wat, hulle praat ons, hulle sê daar's mense wat in die oggende wakker word en opstaan, en daar's ander mense wat net opstaan. En ek het nou die dag na so 'n gesprek geluister oor oggendmense en aandmense wat geneties anders bedraad is, en die een ou vra toe van die ander een, do you wake up grumpy in the morning? To sê die ou vir hom, no, I usually let her sleep. Maar hoe sou Jesus opgestaan het in die oggende? Ne? Jesus, as die alarm afgegaan het, sou Jesus se eerste gedagtes vol angs en vol vrees gewees het, dalk spyt oor gister se goed, of sal Jesus se eerste gedagtes gewees het by die een wat die hele wêreld in sy hande hou? Weet jy, ek het begin deur in die oggend as ek wakker word, vir Vader te groet eerstens. Ne? En te verklaar dat die dag aan hom behoort. En vir hom te vra of hy my vernoot sal wees in alles wat ek vandag gaan doen. Dus ek dink dis een manier om op te staan in die naam van Jesus.
Hoe groet jy jou mense in die naam van Jesus? Wat is jou stemtoon in die oggende? Wat is jou gesigsuitdrukking? Weet jy, ja, die navorsing het gewys, het vat 15 sekondes om 'n eerste indruk te vorm. Die manier waarop jy jou mense in die oggende groet, het baie moontlik die vermoë om die res van hulle dag te bepaal. Hoe groet jy jou mense in die oggende in die naam van Jesus? Hoe bestuur jy in die naam van Jesus? Sou jou kar anders gewerk het as Jesus agter sy stuurwiel was? Hoe werk jy in die naam van Jesus? Weet jy, jy mag dalk as jy in die naam van Jesus begin werk, nie net bewus wees van werknemers en kliënte en produksie-eenhede nie, maar van mense. En ek het onlangs ervaar, ek het nog altyd die uitgangspunt gehad, ek werk asof bid nie gaan werk nie, en ek bid asof werkie gaan werk nie, en dan weet ek ergens tussen dit behoort ek okay te wees. En ek het onlangs in 'n situasie gekom waar daar's 'n dispuut wat dreig om 'n gemeenskap uitmekaar uit te skeer, en ek tree vir 'n bepaalde groep op, en ek is aan die einde van my planne, en ek vra, Here, wat nou? En ek het net ervaar, Here sê vir my, nou bid jy. Dis al. Jy gaan niks doen nie, jy gaan bid. En ek sê, Here, maar my kliënte betaal my nie om vir hulle te bid nie, hulle betaal my om planne te maak en te werk, en ek het so sterk ervaar, Here sê vir my, die chaos is omdat niemand autoriteit opneem nie. Neem autoriteit op. Ek dink dis 'n manier om te werk in die naam van Jesus. Wees oop, dat die Here dalk vir jou gaan sê, om vir 'n werknemer 'n stil gebedjie op te sê, in plaas van om sy klagte af te maak. Maar hoe werk jy in die naam van Jesus? Hoe spandeer ek geld in die naam van Jesus? As ek by daai mall instap, hoe doen ek inkopies in die naam van Jesus? Hoe kyk ons televisie in die naam van Jesus? Weet jy, baie van die goed laat 'n mens amper half lag. Maar dit laat besef ons die radikale omvang van wat Paulus in Kolossense gesê het, toe hy gesê het, whatever you do, no matter what it is, in word or deed, do everything in the name of Jesus, and in dependence upon him. Paulus sê vir ons, hey, jy's geroep om jou hele lewe te leef in die naam van Jesus. Nie om jou lewe op te breek in 'n pie-diagram met 'n paar kompartemente en die Here se teenwoordigheid te beperk tot sekere van daai kompartemente nie. Jy's geroep vir soveel meer. Jy's geroep om jou hele lewe te leef in die naam van Jesus. En ek wil begin afsluit, net vir jy sê, een van die beginsels wat my geweldig gehelp het met dit. Vir baie lank in my lewe, as ek 'n boodskap gehoor het oor hoe om soos Jesus te wees, dan het ek uitgegaan en ek het regtig hard probeer. En ek het gewoonlik misluk en verslaan en uitgeput geëindig. Tot ek besef het, daar's 'n reuse verskil om te probeer en om te oefen. Trying versus training. En as Paulus die jong Timoteus of met die gemeente in Korinthe praat, dan gebruik hy oefentaal. En vir ons om te begin leef in die naam van Jesus, gaan nie vra dat ons harder moet probeer nie. Dit gaan vra dat ons slimmer moet oefen. En Paulus het iets hiervan gesnap. En weet jy, Paulus en sy gehoor het oefentaal verstaan. Want in die ou antieke Griekse tyd was die Isthmian spele, was na die Olimpiese spele die grootste sportbijeenkoms in die wêreld. En die spele van 51 na Christus is in Korinthe gehou. En 'n Bybelkommentator, Gordon Fee, sê, Paulus was waarskynlik 'n tentmaker by daai spele gewees. So as hy met Timoteus en met Korinthe praat, dan sit vir hulle verregaande dat iemand by daai spele sou opdaag en sou meeding vir 'n medalje deur net hard te probeer. En net so verregaande sal dit vir ons wees om 'n marathon te gaan hardloop sonder dat jy geoefen het. En dit is waarom Paulus vir Timoteus gesê het in 1 Timoteus 4 vers 8, jy moet oefen om dit te doen soos 'n atleet oefen om fiks te bly. 'n Atleet wat oefen om fiks te bly, doen goed, maar dit help nie vir alles nie. Om egter geestelik te oefen, om fiks te bly, deur God te dien, is regtig die moeite werd. Dit help 'n mens op alle maniere vir die lewe hier op aarde en die lewe wat vir ons wag in die toekoms. Ons Christene het baie keer 'n uitgangspunt. Ons probeer ons lewens hierdie kant van die graf net so bietjie balanseer, min of meer by mekaar te hou, en dan probeer ons net oorleef met die hoop, eendag gaan ons hemel toe en dan gaan dinge beter wees. Ons is geroep vir meer.
Ons is geroep om ons lewens hierdie kant van die graf in die koninkryk te leef, deur te leef in die naam van Jesus. Ons is geroep om elke oomblik van elke dag, met elke aktiwiteit waarmee ons besig is, te leef in die naam van Jesus. En Jesus het nie gekom en gesê, as jy agter my wil aankom, neem jou kruis op en volg 'n gebalanseerde lewe nie. Jesus het gesê, as jy agter my wil aankom, lê jou lewe neer, neem jou kruis op en volg my. En hoe volg ons hom? Deur dinge te doen in sy naam, soos wat hy dit sou gedoen het, as hy hier was. En ek wil vir u sê, mag u lewens van vandag af anders wees, omdat u gaan leef in die naam van Jesus. Omdat u in die alledaagse routine dinge gaan begin doen, soos wat Jesus het sou gedoen het, as hy self hier was. Kom ek bid vir ons. Koning Jesus, Satan wil ons baie keer verwar, deur vir ons wys te maak dat die lewe ingewikkeld is, en kompleks is, en de mekaar is. Jesus, maar u woord sê, u juk is sag, en u las is lig. En 'n groot deel van ons antwoord om dit te beleef, lê daarin om te leef in die naam van Jesus. En ons vra Heilige Gees dat u asseblief vir ons sal wysheid gee in ons daaglikse roetine oor hoe om dit te doen. Here, help vir ons om ons lewens so te struktureer, dat ons in ons alledaagse roetine en met ons alledaagse aktiwiteite sal groei in intimiteit met u. Dankie Here dat u intens belangstel in elke aktiwiteit wat elke oomblik van ons dag vul. Ons loof en ons prys u daarvoor, Here. Dankie vir u liefde wat ons omvou. Amen.